Naat mense Japie hierso. Ja, ek het 'n rukkie terug 'n video gedoen. Ja, ek was besig met werk en goed. Ek wil iets baie positiefs met julle deel. Natuurlik moet ons eers 'n smeltkroes deurgaan voordat ons hier kan by uitkom, maar ek wil dit baie graag met julle deel. Dit is baie belangrik om ook nou en dan 'n positiewe woord te hoor. Nie net altyd negatiewe goed nie, né? Mense moet op 'n partykeer ook 'n bietjie opgebou word. Nou ja, ek wil hierdie profesie, visioen met julle deel, wat hierdie ou gehad het, the World War III Exodus Project. Hierdie ou is van Nieu-Seeland, hy kry verskriklik baie drome en visioene, en hy het een spesifiek van Suid-Afrika gehad, maar voor ons daarna kyk, ek wil net vir julle lees, iets interessants, want dit handel eintlik, in Jesaja 54, handel eintlik oor wat hy van praat. So dis hoekom ek dit gou vir julle wil lees, net so 'n paar versies hierso. Seker net so 5 versies, ek dink. Kom ons kyk gou hierso. Hierdie is tweede Exodus profesie. Hierdie moet nog vervul. Dis wanneer Israel se 13 stamme of 12 of 13 stamme, nou as jy dit wil sien, is eintlik 13 stamme nou, want Ephraim en Manasseh vervang Josef. Dan sit ons nou 13 stamme. Maar wanneer hulle weer bymekaar kom, en hulle gaan ons bymekaar kom in Suid-Afrika, soos wat Senior van Rensburg gesien het. Dus die 13 stamme wat bymekaar kom, dit moet ons nou volgende gebeur, die tweede Exodus. Dit gebeur na die 1000-jarige vrederyk. Ons is in die kortseisoen van misleiding, wanneer die tweede Exodus gebeur. En dit is in die pipeline, dit is om die draai, mense. Kom ons lees gou hierso, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig. Jy wat geen weë gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê Jahoua. Hierdie is 'n verwysing na die volk wat min was, in Suid-Afrika byvoorbeeld, waar hulle bymekaar gaan kom, gaan skielik baie mense, baie Israeliete hê wat daar bymekaar gekom het, so dit is soos 'n vrou wat skielik baie kinders het. Dit is soos 'n vrou wat min kinders gehad het en nou skielik baie het. Kinders wat sy nie eers gebaar het nie, hulle het mos nou maar net daar aangeland gekom, met skepe en so aan, en hulle bly daar in wit tente op die kuslyne, soos wat Nicolaas van Rensburg gesien het. Dit is wat hierdie oor gaan. Vers 2, maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan, verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Sodra die Israel uitverkorenes bymekaar gekom het in Suid-Afrika, dan sê hierdie profesie, moet dit nie verhoed nie, julle moet uitbrei, julle moet opbeweeg, julle moet die areas om julle vat. Dis wat hier staan in hierdie profesie, dis wat Jahoua wil hê, sodra daar die eerste stap klaar is, waar die Israel uitverkorenes bymekaar gekom het in Suid-Afrika, die 13 stamme, dan is hulle veronderstel om op te beweeg, hulle is veronderstel om uit te brei, hulle tentpenne uit te brei, hulle tente wyer te maak. Dit sê, maak die plek van jou tent wyd, en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan, verhinder dit nie. Jahoua sê, verhinder dit nie, as ons bymekaar gekom het daar, dan wil Jahoua hê, ons moet die tentpenne uitbrei, ons moet ons tent wyer maak, ons moet opbeweeg tot by die ewenaar, net soos wat Nicolaas van Rensburg gesien het. Want jy sal regs en links uitbreek, en jou nageslag sal nasies in besit neem, en verwoeste stede bevolk. Wonderlik. Hierdie is die nasies wat dan oorwin gaan word, is natuurlik hoofsaaklik maar die nasies bo Suid-Afrika, wat dan beheer word deur Suid-Afrikaners, nie deur daardie nasies nie. Maar in elk geval, die mense van daardie lande wat nou daar is, hulle is soos 'n druppel in 'n emmer, hulle is soos is glad nie powerful nie. Hulle is eintlik maar puppets van die westerse wêreld, se verskillende nasies van Frankryk en Amerika en Engeland en you name it, is van verskillende lande wat maar beheer het oor daardie areas, en hulle sit hulle puppet governments daarin, wat die show run daarso, jammer vir die Engelse gemengsel hierso, maar ek sit nou al meer as 20 jaar in Engeland, maar dit is maar wat daar aangaan. Daardie lande word nie eintlik eers beheer deur die swart nasies nie. Dit word beheer deur die wit nasies, en hulle sê, wie regeer, en wie ook al regeer is die wit nasies goedgesind, wat oor hulle regeer. Maar wat dit hierso sê,
Want jy sal regs en links uitbreek, ja, ons sal ons opbeweeg na die ewenaar toe, en jou nageslag sal nasies in besit neem. Dit is wanneer die Israel by mekaar gekom het, dan begin hulle van hierdie ander areas in besit neem, en verwoeste stede bevolk. Hierdie verwoeste stede wat hulle weer gaan bevolk, is die stede van Judea, van Israel, stede wat verwoes is, veral deur Rome, wat verwoes is deur ander nasies, wat daar verwoes lê nou, in Kanaan. Jerusalem lê verwoes, mense, die Bybel sê duidelik, Jerusalem is verwoes nog steeds. Dis nog nie herbou nie. Dit staan so in jou Bybel. Dit gaan eers herbou word nadat Israel bymekaar gekom het met die tweede Exodus. Dan eers gaan hierdie plekke herbou word. So daardie plek daar bo in Palestina is fake. Dis nie Israel nie, dit is nie Jerusalem nie, dis nie Berg Sion daai nie, daar is nie eers 'n bergie, is 'n bult, is 'n heuwel. Nou sê jy, wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie, en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet, en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Dis wonderlike woorde hierdie. Mens gaan vergeet van jou wettelose verlede en jou voorgeslagte se wettelose lewens. In hulle jonkheid was hulle wetteloos, en ons lees baie daarvan ook in die Bybel, en dit is hoekom Jahoua hulle geskei het. Hy het mos eers die 10,5 stamme geskei, en toe skei hy die 2,5 stamme daar in Openbaring. Lees ons van Judea, wat verwoes word, waar Jahoua skei Juda. En waar hy dan ook Rome vernietig, toe saam met dit. Dus lees dit daar in Openbaring. Dit het rondom 70 na Christus het Jahoua het toe vir Juda geskei. Vir 2,5 stamme. So hy het hulle geskei, en hulle was toe in weduweeskap, né? Hierdie Israel nasies wêreldwyd in weduweeskap. Jahoua het ons hulle almal nou geskei. Nou wat gaan gebeur? Ek het mos vir julle gesê, Jeremia 31 verbond, is wanneer Jahoua weer trou met Israel, met ons volk. Wanneer Jahoua weer trou met die Israel wat bymekaar gekom het in Suid-Afrika, na die tweede Exodus gaan Jahoua weer trou met hulle, dan sal hulle nie meer weduwees nie. Wonderlik. Vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie. Hoekom nie? Hoekom gaan jy nie meer aan jou weduweeskap dink nie? Want dan is jy weer getroud. Dan gaan Jahoua weer met jou trou. Hy gaan trou met die mense wat bereid is om die gebooie te onderhou deur geloof in Yahushua, wat bymekaar gekom het in Suid-Afrika, na die smeltkroes daarso, gaan hy weer met die oorblyfsel wat daar is, en die wat bymekaar gekom het daarso, gaan hy met hulle trou. Dis die nuwe verbond wat dan gesluit gaan word, so daar kom nog 'n verbond, mense, 'n baie spesiale verbond. Dis die Jeremia 31 verbond wat nog nie gebeur het nie. Dit is wanneer Jahoua sy wet in ons brein gaan plaas en op ons harte skryf. Dan gaan almal outomaties die wet uit hulle koppe uitken. Almal wat met wie Jahoua daardie verbond sluit, gaan sy wet uit hulle koppe ken. Hoe wonderlik gaan dit wees? In elk geval. En dan op hulle harte skryf, wat beteken hulle gaan begeer om dit wat in hulle koppe is, wat hulle nou uit hulle koppe uitken, gaan hulle wil doen. Vers 5, want jou maker is jou man. Jahoua van die leerskare is sy naam, en die heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die Elohim van die hele aarde genoem word. Met die 1000-jarige vrederyk het Yahushua ons geregeer oor die hele aarde, maar nou met die einde van hierdie kortseisoen van misleiding, dan gaan Yahushua en Jahoua regeer oor die hele aarde, né? En dan gaan hulle regeer op die nuwe hemel en aarde ook. So dit is wat hierna verwys, hy sal die Elohim van die hele aarde genoem word, want dan is ons nou aan die eind van die prent. Dan is ons nou na die wit troon oordeel. Dan regeer Jahoua en Yahushua. Wonderlik. So hierdie is duidelik mense goeders wat nou eers moet vervul in ons nabye toekoms. Dit is baie groot goed om na uit te sien, as mens kan oorleef tot dan toe. Mens moet regtig 'n heilige lewe leef waarin jy die gebooie gehoorsaam sodat jy 'n kans het om een van die uitverkorenes te kan wees wat Jahoua bymekaar wil maak in Suid-Afrika, want Jahoua gaan jou bo menslik moet kan beskerm teen die massas wat daar rond beweeg in Suid-Afrika en wat in opstand gaan kom en waar die mense gaan begin doodmaak en daar gaan baie dinge gebeur. Maar Jahoua gaan sy uitverkorenes beskerm, hulle wat bereid is om sy gebooie te gehoorsaam deur geloof in Yahushua. Hy gaan hulle bo natuurlik beskerm, net soos met die eerste Exodus. Met die tweede Exodus gaan presies dieselfde gebeur.
So kom op daardie plek in jou lewe wat jy Jehovah se gebooie gehoorsaam en vergeet wat jou kerk vir jou sê, dat jy moet wetteloos leef. Kom ons kyk gou hierso na hierdie video. Ek sit dit op 1.25 spoed, gewoonlik hierdie ou se video's doen ek dit so, want hierdie ou dwaal partykeer af 'n bietjie van die punt af. Maar dit is gelukkig maar net so 5 minute video. Baie oulike video. Hi guys, I had a very long, detailed dream about South Africa in the last 2 weeks. In a key part of this dream, I was in a helicopter, and it was a South African military helicopter. This was in the future, I don't know when, but it was after the war was over, the South African Civil War, and the white Christian faction, which will sort of be a sort of complicated alliance, as I've talked about in other videos. It's the prophetic dream consensus too. They'd won the war, and so you were flying north, and I was with like 4 or 5 white South African soldiers in this helicopter. We were flying about 50 meters above the Bushveld. It looked like the landscape looked like an area of South Africa I visited 21 years ago called the Entebbe Game Reserve, which is in the Limpopo province. I think they call it the Waterberg. Like I actually flew over that place. I mean, flew over a mountain at the end of my trip there in a helicopter. I won an essay competition in my last year of high school that got me an all expenses paid 10-day trip to South Africa. That's another story. It was an amazing experience. It was like 48 other teenagers from 16 different countries throughout the world were just learning about conservation cultures. Met wat ek bedoel van hy hou van 'n bietjie afdwaal. It was a PR thing for Cathay Pacific, the Hong Kong-based airline company. They canned it after the DFC in 2008 because they didn't have enough money for it. It was a pretty amazing. I had my 18th birthday there in the South African Bushveld. So that we were flying over this. Yeah, it looked like that kind of landscape, that sort of bush. Like it was sort of like a mixture of grassland and trees, and flying above it at about 50 meters altitude, it's 150 feet, and it was I could just see vast tracts of land ahead of us, and it was like, I remember at one point we saw a group of about 8 elephants just moving through the scrub. But what we were doing, we were surveying the newly conquered lands of this new country, and so I do have a lot of South African viewers I see from my analytics, and I just wanted to sort of throw them a bone here, throw them a sort of positive message. This was the end game. This is what, like, so I'm going to now tell you, I was given the borders of this new country. So according to God, this is at least what I was shown. South Africa is gonna. It's what's about to happen is. Sorry, I'll just give you the countries, then I'll explain it. So the new South Africa after the Civil War is going to be much, much larger. The newly conquered territories. Okay, so Namibia is going to join voluntarily, apparently. Well, according to Van Rensburg's prophecies. So the new country will include the current territory of South Africa, Namibia, Angola, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, former Rhodesia, and Zambia. So that all those countries, I think 7 in total. Yeah, it's going to be much, much bigger. In fact, it's going to be over. I ran it through ChatGPT to save time. You know, like what the combined land area of those countries are. From memory, it was like something like 5.1 million square kilometers. Put it in perspective, that's larger than India, not that much smaller than Australia, vast, bigger than the whole of the EU. And it was given to me that there will just be vast wealth in terms of land and resources. And I was specifically told in this dream, the new South Africa is going to be just a beautiful ending to a very brutal, to a very savage, a very savage, horrifying, tragic story. Like the part the country is currently moving into is kind of horrifying and sad and tragic. But just wanted to kind of put this out here. I got shown like the good side's going to win in the end, but they're not just going to win. I mean, some people are saying like, oh, let's what is it, Western Cape? Let's secede, and it'll be great. We can get we can secede. Like God actually showed me that the end result will exceed the wildest dreams of even the most optimistic white South Africans and Christians in South Africa in general. It's just going to be like a paradise, kind of like very peaceful, just colossal resources. Ooh, chills as I'm saying this, that's confirmation. God basically told me in the dream, this country is going to be richer, kind of similar levels of wealth, probably richer than Australia is currently. And if you've been to Australia, it's one of the richest and most abundant countries in the world. But that's there's lots of other detail. But a key point to make is that the small group of genocidal communist blacks who want to wipe out kill the whites and take all the land. God showed me they've gone way too far, and God and all these divine forces are beyond furious. I couldn't even describe the anger in the dream.
And it was basically showing that a line has been crossed that's like just, they've gone too far. And divine fury and retribution and help is coming. And those who seek to wipe out all the whites and take out the land, that's going to happen to them. They're going to lose everything. But the good guys will win in the end, basically. It's what it was shown. And it will be a beautiful and prosperous future for all South Africans in this new country. Peace, justice, prosperity. That's basically it. Okay, I hope this message has been of some value. God bless. And yeah, thanks for your time. Cheers. Okay. Ja, dis wat ek vir julle wou gewys Wow. het. En ja, so ek wil vir julle wys, die areas wat hy van praat is natuurlik Suid-Afrika, Namibië, Angola, Mosambiek, toe sê hy het gesê Zambia, Zimbabwe en dan glo ek dan Botswana is maar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So wat hy gesien het is ten minste tot hier net onder Tanzanië en Kongo. En dis 'n groot area. Kom ons kyk gou hierso. Grid lines, view. Net 'n idee kry hierso, waar is die ewenaar? So ons is mos veronderstel tot Tanzanië dan ook te vat, gedeelte van Kenia, Uganda, Congo. Maar ek dink in die toekoms gaan die Congo weer 'n see word. Hy gaan soos 'n groot oseaan word. Of 'n meer, of wat jy dit ook al wil noem, maar hy gaan massief wees. Hierdie hele area was oorspronklik 'n see gewees. 'n Varswatersee. Maar dit gaan nou weer so word, dink ek in die toekoms. Maar ja, ons sal tot by die ewenaar vat, want die berg Sion is mos op die ewenaar, soos die Bybel sê, en wat ek gekry het. En dan, dis mos die area van Judea hierso. Net soos van Nicolaas van Rensburg gesien het, ons gaan 'n bietjie meer vat as wat hy gesien het. Hy het gesien hulle vat, of wat hy gesien was, tot hier bo by Angola, Zambië, Mosambiek, daai area so. 'n Wonderlike droom, né? Wonderlike visioen. En ja, ek glo dit is waar wat hy sê ook, en dat hulle het te ver gegaan, en dat Jahwe gaan die mense beskerm, wat sy wil doen, né? Wat gehoorsaam is aan hom. En hulle wat daarop uit was om alles te vat van die wit nasie, gaan op die einde met niks sit nie. Hulle gaan alles verloor. En julle moet onthou, hierdie is nie net swartes nie. Dis nie net 'n sekere nasie wat dit doen nie. Hulle doen wat die ander wites vir hulle sê. Jy kry slegte wit mense. Slegte wit mense wat hierdie goed doen aan die ander wit mense. Wat hulle eie mense in die reg steek. Maar van hulle is natuurlik ook van die Jode. Die Jode lyk mos maar ook soos wit mense van hulle. Maar hulle werk mos maar eintlik vir Satan. In hierdie kort seisoen van misleiding is hulle die gesandte van Satan. Hulle en die Freemasons werk vir Satan. So hulle is daarop uit om die wit nasies wêreldwyd te verwoes. En hulle maak hulle self uit as Israel vandag en die Christene aanbid hulle. En hulle is so ver af van Israel af as wat dit kan wees. Hulle eie boeke sê hulle is nie Israeliete nie. Hulle eie ensiklopedie, Jewish Encyclopedia, dit sê hulle is Edomite, hulle is Khazars, hulle is van Jafet en van Esau. So hulle is nie van Shem nie. Of hulle is nie van Jakob nie, kom ek sê so. Hulle is nie van Jakob nie. Hulle is dan beslis mos nou nie Israeliete nie. Maar in elk geval, dit is die droom wat hy gehad het. So hy het gesien hoe die helikopter vlieg oor 'n area en hulle kyk die nuwe areas wat hulle nou gevat het. Die 4 weermag ouens sit in 'n helikopter, hulle vlieg laag oor die oppervlak van die waar ook al hulle gevlieg het. En ja, ek dink dit gaan baie vredevol wees, soos hy sê. Baie rustig wees. Die Bybel sê ook, dit is 'n plek sonder mure en die mense lewe in vrede daarso. Ek dink is in Jesegiel 38 wat dit so sê. Maar dan gaan Gog en Magog, wat Rusland en sy alliansies gaan dan sê, kom ons gaan omsingel daardie area waar die mense so sonder mure daar bly
en in vrede bly, en kom ons gaan val hulle aan. So mense, dis dan die volgende ding wat moet gebeur na die tweede Exodus, en na hierdie areas teruggevat is, of gevat is, soos wat die profesie sê, en soos wat hierdie ou gedroom het. Dan gaan Rusland en hulle alliansies draai na Suid-Afrika se kant toe, en hulle gaan hierdie hele area omsingel. Ek het 'n video gemaak om te sê, die leiers van Rusland, of Gog en Magog, gaan hier doodgaan hier bo by die ekwator, volgens die profesie van die Bybel. Ek het 'n video daaroor. Maar ja, so hulle gaan basically hierdie onderste deel van Afrika omsingel, om hom oor te vat. Want hy het ook gesê, en dit staan ook so in Jesegiel 38, dat daar is baie waardevolle minerale hier onder in Afrika. En dis die eintlike ding waar agter hulle gaan kom. Die Bybel sê daar in Jesegiel 38 is soos 'n hoek, wat Jehovah in die jaw sit van die leier van Gog en Magog. Hy hak hom so met 'n hoek in sy mond, en hy trek hom na hierdie area toe, agter hierdie minerale aan, agter hierdie edelstene aan, agter alles wat hier is aan. En dan staan daar in vers 13, kom jy om ons goud en silwer en ons goeder te kom vat? Sê, vra die mense wat hier so bly dan, vir Gog en Magog, vir hierdie leiers. Kom julle om ons goed te kom vat, om minerale te kom vat en ons goed te vat? Dis die rede vir die oorlog mense wat kom. So ja, die Israel wit nasies gaan van wêreldwyd met die derde wêreldoorlog vlug hier na Suid-Afrika toe eers, en dan as hulle almal hier gekom het, dan gaan hulle opbeweeg. Hy het gesien tot hierso, en maar ek, soos Nicolas van Rensburg gesê, dit gaan eventually tot by die ewenaar wees. En dan gaan Rusland en sy alliansies kom, die area omsingel, want hulle gaan agter hierdie minerale aanwees. En dan gaan Jehovah hulle met vuur verbrand. Ek het video's oor al hierdie goed, mense. Dit is wat in die pipeline is. Openbaring het klaar vervul, mense. Daai goed het al lank al gebeur, 70 na Christus. Gaan kyk na die historikuste. Hulle het mooi vir julle gaan skryf daar, alles wat in Openbaring gebeur het in daardie tyd gebeur, 70 na Christus. Dit het klaar vervul. Ons is verder op die tydlyn. Ons is in die heel einde van die tydlyn. Ons is na die 1000-jarige vrederyk, ons is in die kort seisoen van misleiding, waar Gog en Magog gaan hierdie area omsingel na die tweede Exodus, waar die wit mense nou na Suid-Afrika toe gaan vlug. Ons kan ons nou sien, hierdie goed is in die pipeline, hierdie goed gaan binnekort begin gebeur. Ons kan ons sien, Rusland en die alliansies wil hierdie wit nasies begin aanval. China gaan met hulle gevegsbote daar om Australië om te gaan kyk hoe lyk dit daar. En Rusland fretten die heeltyd vir Europa en Engeland. En Amerika. So hierdie goed is in die pipeline en dit gaan binnekort begin vervul. Dis waar ons is op die tydlyn, mense. Hierdie tweede Exodus, die Gog en Magog oorlog en al hierdie goed gebeur na die 1000 jaar vrederyk. Nou hoe kan ons dan nou wees voor die 1000 jaar vrederyk? Dis mos nou onmoontlik. En ons sien die 1000 jaar vrederyk geboue om ons oral in die wêreld. Hierdie geboue wat hulle nie eers kan bou nie, wat hulle gebruik vir poskantore selfs, vir hotelle, waar die ministers en almal gaan sit en by mekaar kom. Daardie plekke was 1000-jarige vrederyk geboue. Hulle kan dit nie vandag meer bou nie. So dit is wat Yahushua se en Jehovah se engele het dit gebou in die 1000-jarige vrederyk. Dit staan so op die muntstukke van daardie tyd, sê dat Jehovah se dienaars het die plekke gebou. Dis hoekom die mense dit nie kan bou nie, want dit is bo-menslik. En julle sien nie so baie van daardie geboue in Suid-Afrika nie. Ongelukkig Afrika is daar nie baie van daardie geboue nie, maar waar ek is hier in Europa en Engeland, ja, dit is orals. Dit is orals om jou, daardie geboue. En dit is wonderlik, dit is regtig, soos ek sê, bo-menslik, hoe dit gebou is. In elk geval, dit is dit vir die video, geniet julle dag, ons stop hom maar hier. Ja, so is iets positiefs om na uit te kan sien, en, maar soos ek sê, dit is 'n smeltkroes. Jehovah wil die area skoon maak van Suid-Afrika, van die mense wat rebels is teen hom, wat nie sy gebooie wil gehoorsaam nie, wat nie rus op sy Sabbat nie, wat hom nie op sy naam noem nie, wat onrein diere eet, wat
wegbly van sy gebooie af. Hy wil die Suid-Afrika skoonmaak van daardie mense, en dan gaan hy dit gee vir die mense wat hom gehoorsaam is, en hy gaan mense van wêreldwyd bring Suid-Afrika toe wat dit ook wil doen. Hy gaan hulle almal bymekaar maak daar, 'n verbond met hulle sluit, dan gaan hulle opbeweeg in Afrika in, en dis waar ons dan gaan wees, wat hierdie droom gesê het. Dan gaan dit so wees. So dis binnekort gaan dit alles vervul. So geniet julle dag verder, en dan praat maar volgende keer weer.